bewus dat die vyand ook 'n plan het op jou finansies? Vandag ontleed ons 10 leuns wat die vyand elke dag vir ons vertel om ons finansies te probeer verwoes. Ek het die afgelope tyd op 'n artikel afgekom wat so in my hart gepraat het. Die persoon het vir AI op ChatGPT gevra, as hy die vyand was, hoe sou hy ons finansies verwoes het? En hy het met die volgende 10 leuns tevore gekom, met 'n strategie en 'n plan hoe hy ons stukkie vir stukkie gaan afkraak met sy leuns en ons finansiële stabiliteit brokkel en verwoes oor tyd. En dit was eintlik skrikwekkend en ek deel vandag met julle hierdie 10 leuns, sodat ons bewus kan raak dat God wel 'n plan het vir ons, maar die vyand het ook 'n plan. En dis in ons hande, as ons na die leuns luister, gaan hy ons stukkie vir stukkie verwoes. Nommer 1, moedig onversadige materialisme aan en gierigheid. Moedig die persoon so aan dat hy net bates wil bymekaar maak. Laat hy dink ware sukses in hierdie lewe is sy bankrekening en die hoeveelheid materiale goed wat hy rondom hom kan sit. Maak dat hy dink dit is ware sukses en laat hy nie sy oog hou op God of op enige geestelike vordering nie. Wat sê die woord? Matteus 6 vers 19. Moenie vele skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Leuen nommer 2. Stig 'n ontvredenheid en 'n jaloesie binne in hom. Maak so dat hy heeltyd sy oë vestig op wat ander mense het wat hy nie het nie. So kweek hy jaloesie, dat hy half verbitterd is oor die soeke van nog, want daai mense het en hulle besit en ek het nie. So daar's 'n gevoel van 'n tekort en dan 'n najaag om by te hou aan die bure, die Joneses soos ons hulle sê. Ek het hulle nog nie ontmoet nie, maar hulle kar en huis en goed is altyd beter en mooier en duurder as joune. So die vyand se plan is dat jy in hierdie siklus sal kom van onvergenoegdheid en 'n jaloesie om langsaan te kyk en in jou hart 'n dryf te hê vir nog en nog en nog. En dan verspil jy net jou finansies om ook dieselfde en gelykvormig te wees in ander mense wat meer as jy besit. Leuen nommer 3. Maak skuld normaal. Maak die idee dat jy meer en meer moet spandeer as wat jy verdien 'n noodsaaklikheid en ook 'n onskuldige bederf, want jy werk hard, jy verdien dit. En na mate die skuld ophoop, sal die bekommernisse ook ophoop en jy sal so vasgevang word en geketting word aan jou hopelose finansiële situasie dat jy vergeet van God en sy dinge. Die bekommernisse sal die gees uitdoof en jou verder wegvat van God se wil vir jou lewe. Ons lees in Spreuke 22 vers 7, die ryke heers oor die armes en hy wat leen is 'n slaaf van die man wat uitleen. Leuen nommer 4, bevorder selfsugtigheid onder die masker van selfversorging. Moedig hulle aan om al hierdie bates en oordadige fondse op hulle self te spandeer, want hulle het hard gewerk daarvoor en hulle verdien dit as 'n bederf. En ons masker dit eintlik as selfliefde en ek spandeer net my hulpbronne op my eie ek en ons verloor die geleentheid om ons hulpbronne met ander te deel en so ook aan hulle behoeftes te voldoen. Ons raak selfsugtig en ons maak dit in ons harte reg. Ons kyk mos na onsself en ons gesinne. Leuen nommer 5. Kweek 'n gevoel van geregtigheid in hulle harte, sodat hulle dink hulle verdien 'n luukse leefstyl en 'n bo sy inkomste lewe, sodat hy oorspandeer en slegte finansiële besluite maak om hom net te bind in die uiteinde. Leuen nommer 6.
ondermyn die belangrikheid van beplanning. Laat beplanning 'n gevoel gee van onnodigheid en dit is vervelig. Laat hulle nie die belangrikheid sien van beplanning vir 'n goeie finansiële toekoms nie, sodat hulle vatbaar is vir impulsiewe aankope en die weldadige spandering van hulle geld. Sonder 'n padkaart sal hulle meer vatbaar wees vir impulsiewe aankope en dit sal lei na finansiële chaos. Leer nommer 7. Bevorder korttermyn plesier bo langtermyn doelwitte. Maak die nou belangriker. Die genot en die soeke na bevrediging wat nou moet gedoen word. Maak dit meer belangrik, sodat hulle geld nou spandeer en daar nie 'n toekoms en finansiële stabiliteit kan wees nie. Leer nommer 8. Saai twyfel oor die bedrag wat hy gee. Laat hulle so twyfel oor die impak van hulle vrygewigheid. Laat hulle dit bevraagteken en miskien dan ook stop, sodat daar nie meer 'n seën na hulle toe gaan nie en ook nie 'n seën na ander toe gaan nie. Op hierdie manier stop jy hulle vrygewigheid en jy doof hulle oor uit aan God. 1 Johannes 3 vers 17. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Hier's 'n vraag wat Johannes vra. So hoe kan jy meer as genoeg besittings hê? Hoe kan jy gebless finansiëel wees, maar tog sien jy jou broer ly smart en jy sluit jou hart toe? Jy besluit jy gaan hom nie help nie. Jy gaan nie iets vir hom gee nie, jy gaan hom nie help in sy nood nie. Dan vra jy die vraag, hoe is die liefde van God dan in jou? Leer nommer 9. Maak klein finansiële foute af as niks nie. Dit maak nie saak nie, dit was net 'n foutjie, jy hoef niks daaruit te leer nie, dit is okay. En dan mettertyd sal hierdie klein foutjies ophoop na groter finansiële foute en dan ook wanbalans, wat jou weer eens sal ketting en sal boei. Leer nommer 10. Bring vrees oor 'n tekort en ook 'n vrees oor die toekoms. Laat vrees en angs so oor hulle kom, dat hulle hulpbronne net moet opgaar. Fluister in hulle oor, hulle het nooit genoeg nie. Laat hulle hulpbronne moet opgaar en ook so suinig wees om dit nie te deel nie. Dit sal hulle bekommerd maak oor die toekomste en al die seën van die Here stop, sodat hulle net sal opgaar en sal klou in vrees, want daar is 'n tekort. Hierdie vrees sal ook maak dat die stem van die Here uitgedoop word en dat hulle nie hulle hulpbronne deel met ander nie. As ons na hierdie 10 leuns luister, dan klink dit horribaal, maar van hulle klink ook so asof ons dit al gehoor het en ons ook al in hierdie gate getrap het. So wat ons vandag net 'n bewusmaking wil maak dat die koninkryk van duisternis sal graag ook sy kettinge en sy kloue in jou finansies in wil hê. En dit is klein leuns en verdraaide woorde wat jou net 'n bietjie van koers af sal gooi. Dit is nie alleen in jou gesig dat jy dadelik sal bewus wees van nee, hier klink iets nie reg nie. Dit is 'n geleidelike en 'n klein bietjie beweging weg van hoe God dinge doen. Wat God sê, wat is ons reëls en regulasies en hoe ons finansies op 'n koninkryk manier moet spandeer. Maar prys die Here, daar is ook hoop. Waar die vyand fluister, daar is 'n tekort. Kom God en hy sê nee, daar is oorvloed in my koninkryk. En waar die vyand vir ons sê, gaar op, hou vir jouself. Daar kom, sê God ook nee, deel uit. Daar is genoeg vir almal, daar is meer as genoeg. Daar is 'n seën in gee en die seën kom terug na jou toe. So dankie Here, dat hy ook 'n goddelike plan het vir ons finansies en dit is ons hoop, dis waarmee ek jou vandag wil bemoedig. Maak nie saak in wat se situasie jy jou nou bevind nie. Daar is genoeg tyd en genoeg plek en spasie om die slegte besluite wat jy dalk al gemaak het of die slegte gedagtes wat jy by jouself gehou het, laat ons dit kan afsny en voor die Here bely en beter besluite maak soos God se wil daarby is.
Onthou, Satan se plan vereis dat jy moet deelneem daaraan, dat jy daai gedagte moet vat en op dit moet reageer, dat jy moet saam besluit aan sy leuns en dan so besluit maak. So daar moet 'n inkoop van jou kant af wees, waar God sê, kom sit dit net by my voete neer, kom sit jou bekommernisse en jou beplanning, kom sit dit by my voete neer, en dan is daar vrede. Daar is nie vrees nie, daar is vrede. En uit geloof uit kan ons 'n pad van finansiële vryheid stap, saam met die Here en op sy manier. Finansiële vryheid sal mense partykeer dink is om regtig waar finansiëel vry te wees, sodat jou bankrekening dit moet bewys. Daar moet soveel geld wees en soveel hulpbronne wees, maar tog in my hart finansiële vryheid is dat geld nie hou vassit op my lewe nie. Ek het nie 'n vrees van tekorte nie, en ek het ook nie 'n opgaar mentaliteit nie. Ek wil juist daai kanaal wees wat ek sê, Here, ek wil nie net genoeg hê nie, ek wil oorbodig hê, Here, ek wil hê dat U seën moet oorvloei, want dit is 'n belofte, want ons is van Abraham se geslag. Ons is hier om ander te seën, Here, so meer as genoeg, sodat ek daai oortollige in die koninkryk kan insaai. Werklike finansiële vryheid is 'n vryheid van jou hart, 'n vryheid van jou denke. Jy nie vrees het oor geld en maak nie saak wat die saldo in die bankrekening is nie. Finansiële vryheid is, geld het nie 'n houvas op my nie. God se stem is in my oor, en sy gees is in my hart, en dis al waarop ek beweeg as dit kom by finansiële besluite. Die uitdaging van die week is net om deur hierdie 10 leuns vandag te gaan, en regtig waar jou hart oop te maak en te sê, Here, is hier dalk iets van hierdie 10 in my lewe? Vader, is daar ketTINGs in my finansies wat ek, deur die besluit wat ek gemaak het, daar geplaas het? Vader, en dat ons dit ontwikkel en afsny as ons so iets sien en ervaar in ons finansies, sodat ons vry kan word van die leuns van die vyand. 1 Timoteus 6 vers 9. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewel, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Hier is 'n pragtige skrif wat sê dat die gejaag na rykdom, ja, jy deurboor jouself met baie smarte. En dit klink amper soos van hierdie leuns wat ons gelees het vandag. Maar jy, man van God, nee, daar is beter dinge om na te volg as net rykdom op hierdie aarde. My begeerte is dat een van hierdie leuns vandag vir jou uitgestaan het, en dat jy dit in jou eie lewe kon gesien het. En dan my gebed is ook dat die Here daai ander stemme sal uitdoof, en al die leuns wat dalk al in jou finansies geketting is, dat dit net sal breek. Graag sluit ek hierdie sessie vir ons af met 'n gebed. Dankie Hemelse Vader, dat ons met ons ongehoorsaamheid, Here, en met ons foute na U toe kan kom, Here, en dat ons ook net kan bely dat ons het alreeds aan die leuns van die vyand gehoor gegee, Vader, en dit het verwoesting gesaai in ons finansies. Maar God, dankie Here, dat U 'n God is van genade, 'n God is van liefde, en 'n God is van tweede kanse, Here. Dankie dat as ons daai valshede, daai leuns wat ons geluister het, by U voete kom neersit en vra dat U waarheid oor dit sal spreek, Here, dat U vir ons genade sal wys. Mag ons finansies op 'n nuwe manier, op 'n goddelike manier, op 'n Bybelse waarheid baseer, Here, en ook so eer aan U bring, sodat ons anders kan bless met ons finansies, Here, en in U koninkryk 'n impak kan hê. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie dat jy deel was van hierdie sessie. Ek hoop dit het jou gebless. En donne seën.
My begeerte is regtig waar dat een van hierdie leuns wat my hond nou eers klaar blaf